julle, baie welkom terug. Dit is nou nog nader aan Kersfees. Ek kan nie meer wag nie. Dit gaan so lekker wees. Nou in my familie is daar een tradisie wat ons elke Kersfees volg. En dit is Kersfeeskaartjies. My familie doen baie moeite as dit kom by Kersfeeskaartjies. Dan kry jy met elke geskenk wat jy kry, 'n kaartjie met 'n spesiale boodskap van 'n spesiale iemand af. En elke geskenk het sy eie kaartjie. En my familie doen regtig baie moeite met kaartjies, veral Kersfeeskaartjies. Jy kry een is met glitter, jy kry een is wat klanke maak, daar is selfs een is wat uitstaan. So kaartjies is regtig baie belangrik in my familie. En toe dink ek, 'n mens kry meer as net Kersfeeskaartjies, jy kry selfs verjaarsdagkaartjies wat ook altyd lekker is, of jy kry 'n kaartjie wat jou uitnooi na 'n verjaarsdagpartytjie toe. Nou daardie kaartjies is die lekkerste soort kaartjies. Maar dan kry jy 'n ander soort kaartjie. Nou hierdie kaartjie is seker die beste soort kaartjie. En dit is 'n geskenkbewyskaartjie. Nou geskenkbewyskaartjie is 'n kaartjie met 'n sekere hoeveelheid geld op, wat jy kan gaan gebruik by 'n spesifieke winkel of by die mall, en dan kan jy vir jouself 'n geskenk koop. So in plaas van dat iemand vir jou die verkeerde kleur bal koop, of die verkeerde skoene koop, of die verkeerde speelding vir jou kry, gee hulle vir jou 'n geskenkbewyskaartjie en jy kan self vir jou hierdie geskenk gaan koop. Nou daardie tipe kaartjies is nogals lekker, want dan weet jy, jou mamma of pappa of jou boetie gaan baie van die geskenk hou, want hy kry om hierdie geskenk self te kies. Nou 'n ander keer wanneer hierdie geskenkbewyskaartjie baie lekker werk, is as jy moet ver gaan vir Kersfees. Soos wie van julle gaan dalk ver ry vir Kersfees na 'n vakansieplek toe? Of dalk gaan ouma en oupa ver ry om by jou te kom kuier Kersfees. Dan is dit moeilik om vir almal geskenke te pak in die kar. Dan is 'n geskenkbewyskaartjie baie lekker. Want hy's klein, jy kan hom saamvat, en hy vat nie baie plek nie, so dan is daar meer plek vir ander soorte geskenke, soos ouma se fudge, of Kersfeeskoekies, of ietsie lekkers wat jy kan eet voor die tyd. Dan is daar meer plek vir daardie tipe goeders. So 'n geskenkbewyskaartjie is partykeer baie lekker. En dit het my laat dink. Daar was 'n klomp mans, ons weet nie hoeveel nie, daar was 'n klomp mans wat 'n uitnodiging gekry het na Jesus se verjaarsdag, na Jesus se geboortedag. Maar dit was nie in die vorm van 'n kaartjie nie. Dit was in die vorm van 'n ster. En hulle het ver gereis. Net soos ouma en oupa, as jou ouma en oupa ver bly, hulle het ver gery om te kom kuier, of amper soos om Kaap toe te gaan gery om vir Jesus se verjaarsdag te kom kuier. En so hierdie mans het een aand 'n ster in die lug sien verskyn. En omdat hulle die Bybel baie goed geken het en baie wysheid en kennis gehad het oor Jesus se koms, of wanneer Jesus gaan kom, het hulle geweet hierdie ster is hulle uitnodiging na Jesus se verjaarsdag toe. Maar hulle moes baie ver ry. So, en daardie tyd was die probleem, hulle het nie 'n kar gehad nie. So hoe het hulle daar gekom? Hulle het hulle kamele gepak. Nou ek weet nie van jou nie, maar 'n kameel klink baie lekkerder vir my as 'n kar. Gaan langer vat, maar 'n kameel is soveel cooler as 'n kar. So, hierdie manne het toe hulle kamele gepak en ongelukkig kon hulle nie 'n geskenkbewys vat nie, maar hulle elkeen vat toe vir Jesus 'n spesiale geskenk saam. En maak nie saak hoe vol hulle kameel gepak is nie, daar was plek vir 'n geskenk. En so in vandag se storie gesels ons bietjie oor die kamele en hoe ver hulle moes reis. Nou, die storie van vandag is seker die grootste mystery wat ons het as dit kom by Jesus se geboorte. Ons praat oor die wyse manne, maar ons weet nie wat was hulle name nie, waar hulle vandaan gekom het nie, hoeveel mans hulle was hulle net mans, hoe ver het hulle gereis, wat het hulle gedoen toe hulle daar gekom het, hoe lank het hulle gereis, ons weet nie. Hulle is net een groot mystery.
Ons weet nie hoeveel van hulle daar was nie. Ons weet net hoeveel geskenke hulle vir Jesus gegee het. Dis al. Nou ek dink as die kamele waarop hulle gereis het kom praat, kon ons hulle al die tipe vrae vra wat ons wil weet. Wat is hierdie wyse manne se name? Wat het hulle gedoen? Was hulle goeie mense? Wat het hulle geweet? Maar ongelukkig is die storie wat ek jou nou gaan vertel, al wat ons weet oor die wyse manne. So, die wyse manne het hulle kamele volgepak en begin reis. En toe hulle op 'n punt kom waar hulle by koning Herodes is, het koning Herodes gehoor dat hulle wou kom, want hulle is op soek na die nuwe koning van die mense, die koning wat God gestuur het. Toe koning Herodes dit hoor, was hy kwaad en ontsteld. Hy sê toe die mense moet die wyse manne gaan roep, dat hy bietjie met hulle kan gesels. Toe vind hy uit wanneer het die ster in die lig verskyn, en koning Herodes sê toe vir die wyse manne, gaan soek vir Jesus, maar wanneer jy hom kry, laat weet my, sodat ek hom ook kan kom aanbid. Maar dit was nooit koning Herodes se plan nie. Koning Herodes was 'n bietjie jaloers op Jesus, en bang, want hy het geweet, die mense het gewag vir Jesus om te kom, sodat Jesus hulle kan red van al hierdie mense af. En die mense het gehoop dat Jesus hulle sou red van koning Herodes af. So koning Herodes wou nie Jesus aanbid nie, maar hy het vir die sterrekundiges dit gesê, vir die wyse manne dit gesê, en die wyse manne het op hulle kamele geklim en was op pad om Jesus te gaan soek. En so lees ek vir julle in Matteus 2 vers 10. Met die dat hulle die ster sien, het 'n wonderlike blydskap oor hulle gekom. Toe hulle in die huis ingaan, sien hulle die kindjie by Maria sy ma, en hulle val voor hom neer en aanbid hom. Toe maak hulle kussies met kosbarehede oop en gee aan hom geskenke van goud en wierook en mirre. Nou daardie tyd was dit baie waardevolle geskenke. Dit was groter as enige geskenk wat jy vir Kersfees kan kry. So hulle kon nou nie 'n geskenkbewyskaartjie vir Jesus gee nie, maar hulle het iets soveel groters vir hom gegee, iets baie spesiaals. Nou gelukkig het God toe vir die wyse manne gewaarsku in 'n droom, dat koning Herodes was bad news. En so toe het hulle nooit vir koning Herodes laat weet dat hulle Jesus gevind het en waar Jesus is nie. Nou hierdie Kersfees gaan ek en jy baie geskenke kry. Partykeer gaan ons nie eers weet dis 'n geskenk nie, soos as ouma en oupa vir jou kom kuier. Net dat ouma en oupa daar is, dit is al klaar vir jou 'n geskenk. Maar die grootste geskenk wat ons kan kry, wat groter is as dit wat hulle vir Jesus gegee het, is dat Jesus aan ons gegee is as 'n geskenk om ons te red van ons sondes en om ons te wys hoe om liefde uit te leef. So hierdie Kersfees hoop ek dat ons sal kan dankbaar wees vir die geskenke wat ons het, maar dat ons nie sal vergeet dat Jesus ons grootste geskenk is nie. Julle moet 'n baie lekker week hê. Sien julle volgende week. Bye. Traverse so far, field and fountain more. Hang on! Cyrus! Deborah! Come on, guys! Wait up! I expected a left turn 2 deserts ago. I can't believe we passed that last oasis. I'm getting thirsty. Lost! Oh, these wise guys are lost. Wise men don't get lost, Felix. So you're saying they know where this birthday party is? And what makes you so certain it's a birthday party? Oh, here we go. Have you seen the presents these guys are bringing? Gold, myrrh, frankincense? Could be a baby shower. You bring gifts to a baby shower. Baby shower? What is the baby gonna do with frankincense, silly camel? It's a birthday party.